Hallo, vandag is die 3de dag van hierdie fonteinvrou wat ek mee besig is. Die hoofstuk vandag is van sporadiese druppels tot bruisende strome. Die Bybelboek is Johannes 7 vers 37 tot 53. Dit gaan oor die hoofstuk van ongeloof van Jesus se broers. Vanaf 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Baie van die skare het gesê, toe hulle die woorde hoor, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus, en ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Hy het die skrif nie gesê, dat die Christus uit die geslag van Dawid kom, en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was nie. Daar het toe deur hom verdeeldheid onder die skare gekom, en sommige van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dienaars kom toe by die owerpriesters en die fariseërs, en die sê vir hulle, waarom het julle hom nie gebring nie? Die dienaars antwoord, nooit het 'n mens so gespreek soos hierdie man nie. En die fariseërs antwoord hulle, julle is tog nie ook mislei nie? Het iemand uit die owerste in hom geglo, of uit die fariseërs? Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek. Nikodemus, hy wat in die nag na hom gegaan het, wat een van hulle was, sê vir hulle, oordeel ons wet die mense sonder om hom eers te hoor en te weet wat hy doen? Hulle antwoord en sê vir hom, jy is tog nie ook uit Galilea nie. Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie, en elkeen het 'n huis toe gegaan. Die klemvers is soos volg, van Johannes 7 vers 37 tot 38. Jesus het uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Ek dink niemand was so iets te wagte nie. Nie in daardie gewyde oomblik nie. Die goue kruik gevul met water uit die fontein van Siloam was reeds hoog gelig. Binne oomblikke het die water op die altaar uitgegiet word. Soos altyd, te veel altyds, en jy het 'n ritueel. Moes die voorgevatte boekrolle oopgerol en die water uit die rotsgeskiedenis voortgelees word. Daarna die dankgebed vir die lentereën en die gebed vir opvolgreën, soos altyd. Dit klink soos by ons, Sondagoggend se kerk toe, ploeter, die vreugdelose, moenie naby my kom nie, dan kom ek ook nie naby jou nie, gesigte van die kerkgangers, die periodieke skok, maar ons is dan morsdood.
Dalk was daar 'n priester aan diens met die laaste reste van toewyding in sy sisteem. Klink bekend. Dalk kon hy darm nog 'n relinkie teen die roeë van 'n paar godsdienstige lyke optower. Sou hy die plegtigheid nog as iets spesiaal beleef het? Of was hy uitgekuier en alles gewoond? Soos die meeste kerklidmate na 'n paar jaar in die kerk. Toe in die stilte voor die voorlesing kom die stem. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Kom, sê Jesus, kom skarrelende wese, alleen vrou, enkel vrou, weduwee, doodwerk tannie, gekneusde siel, kinderlose, beroepsvrou, jappie, radelose bondel pyn. Kom Maria, Eva en Mara, kom, julle met die dooie oë en die versigtige kyke, breek weg uit die dooie skare. Ek bied julle bruisende riviere en fonteine. Probeer julle opskudding voorstel. Jesus se aanbod is helder, blywende lewe in plaas van rituele, strome in plaas van skamele druppels. Dit is wat hy vir ons wil gee, vriendinne. Dis wat hy beloof aan iemand wat dors het. Laat ons leë, gebarste kruike neem en gaan uitvind wat hy bedoel. Ons gebed, Here, aanvaar vanjaar sal ek u nie laat gaan nie, tensy u my seën. Ons sekerheid. Die heilige dors na 'n geesvervulde lewe kom van God af. Sy gees het met ons begin werk. Jy moet 'n lekker dag hê. Sien jou weer.